Inwoners van die Platinum-gordel in Noordwes is finansiëel op hulle knieë gedwing deur die voortsleepende staking by myne in die omgewing. Duisende mynwerkers staak nou al 3 maande lank vir hoër salarisse en onderhandelings duur steeds voort. Solidariteit Helpende Hand het vandag tydens 'n uitreikaksie in die omgewing kos aan sy lede uitgedeel. Met die intrapslag is dit duidelik gemaak, die mense is nie arm nie. Hulle volle salarisse bestaan net skielik nie meer nie. Gesinne in die Platinum-gordel is gedwing om hulle sente om te draai weens die mynstaking wat nou al in sy 13de week is. En gesinne wie se broodwinners in die mynbedryf werk en nie self staak nie, sukkel nou om die pot aan die kook te hou. Jy moet jou geld tweemaal omdraai, die bietjie wat gespaar is. Vandat ons gehoor het daar gaan 'n straik kom, het baie mense het maar weggesit wat hulle kon. Maar die spaargeld is ook nou uitgeput. We are no more getting the same salaries we do, but now our groceries are no more the same. And you just have to depend on donations from good people. Ek het 'n vrees dat dit gaan erger word, maar ek hoop dat hulle dit so vinnig as moontlik kan bylê. Solidariteit Helpende Hand het vandag ingespring om die ergste nood te probeer verlig deur kospakkies aan gesinne uit te deel. Solidariteit se lede staak nie, maar die staking se impak is duidelik. Dis 'n reuse krisis. Jy weet van die werkers hier kry 30 tot 50% van hulle salarisse omdat 'n groot deel van die vergoeding van mense bestaan uit bonusse en dit het heeltemal weggeval. Solidariteit sê die staking sleep nou al so lank voort sonder enige vordering dat niemand meer wenners in die loononderhandelings kan wees nie. Daar is geen aanduiding dat die staking binnekort gaan eindig nie, maar die gemeenskap bly positief dat sake binnekort weer sal verbeter en hulle self weer vir die rekeninge kan betaal. En met die koue van die winter wat nou nader kruip, sal die kospakkies hopelik vir 'n rukkie volmaak verseker. Karen Labeskagni, Enies, Mooi Nooi.